Goeiemôre julle. Ek vertrou dat dit met elkeen van julle goed gaan. Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om die Here se stemboodskap vir julle te deel. Vanoggend lees ek uit Hosea 2 vers 4 en 5. Die woord van die Here skryf, hy sê, want hulle moeder het in ontug gelewe. Sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen. Want sy het gesê, ek wil my minnaars agterna loop, wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee. Daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak en om haar 'n muur bou, sodat sy haar paaie nie sal vind nie. Vanoggend toe ek hierdie gedeelte lees, ek was eintlik besig om die hoofstuk te lees en toe ek hierdie verse lees, toe word ek dadelik stil, want sien ons is besig om hierdie wêreld na te jaag. Ons is in 'n stelsel in hierdie wêreld en ons is besig om kennis in hierdie wêreld na te jaag. Ons is besig om prestasie in hierdie wêreld na te jaag. En ons word soos hierdie vrou wat sê, ek gaan my minnaars agterna loop. Ek gaan hierdie wêreld agterna loop. Ek gaan na hierdie plek toe gaan, hulle het 'n beter salaris. Ek gaan na hierdie instansie toe gaan, hulle bied vir my iets beter. En ons is besig om hierdie wêreld na te jaag. Hierdie wêreld wat so naby aan sy einde is. Hierdie wêreld wat tog sal vergaan. En ons is besig om onsself op te bou tot sukses in hierdie wêreld. Watter sukses is dit om jou op te bou in hierdie wêreld? Maar tog gaan dit alles verlore, want die woord skrywe dan, hy sê, want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win, of wat sal hy gee as losprys vir sy siel? Tydens die Desember feestydperk was daar 'n predikant op die TV en ek gaan moet lieg as ek moet sê wie hy was, wat hierdie gedagte gedeel het en gesê het, waaraan is jy bereid om geboorte te gee? Want sien, Maria was bereid om aan Jesus geboorte te gee, ten spyte van wat ouers sê, ten spyte van wat haar verloofdes sê, ten spyte van wat die gemeenskap en die kerkraad van daai tyd sê. Kom sy op 'n plek waar sy sê, Here, U het gewil en omdat U gewil het in my lewe, daarom sal ek U behaag. Want sy besef sy's die klei, en wie is die klei om vir die pottebakker te vra, wat maak jy? En is die vraag van môre, waarin is ek en jy bereid om geboorte te gee? Maar dan skryf hy hier die gedeelte en hy sê, want hulle moeder het in ontug gelewe, sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen. En dis my vraag van môre, terwyl jy besig is om jouself voor te berei, om geboorte te gee aan iets nuuts, waarmee is jy besig? Is jy besig om dinge na te jaag wat vir jou niks gaan bied nie? Of is jy besig om dit wat ewigheidswaarde het na te jaag? Want sy het gesê, en dis wat baie van ons ook vandag sê, wanneer ons hierdie wêreld agterna loop. Want sy het gesê, ek wil my minnaars agterna loop, wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee. My brood en my water, my olie en my drank. Is hierdie dan nie die identiteit van Christus nie? Was sy liggaam nie die brood nie? Was hy nie die lewende water nie? Het hy nie vir ons die olie gestuur, naamlik die Heilige Gees nie? En het hy nie vir ons drank gegee, naamlik die bloed van Christus nie? Maar dan kom sy en sy sê, ek gaan ander minnaars agterna loop, en met respek gesê, kom sy op 'n plek waar sy horeer teenoor die lewende God. En dan vers 5 sê, daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak, en om haar 'n muur bou, sodat sy haar paaie nie sal vind nie. Wie kan die werk van die Here keer? As jy nie in sy wil is nie, maak nie saak hoe suksesvol jy in hierdie stelsel van hierdie wêreld is, wat aan sy verbygang is nie. As jy nie in die wil van die Here is nie, gaan hy jou weg toemaak met dorings. Hy gaan mure om jou opbou, sodat jy jou weg nie sal vind nie. Waar bevind jy jouself vanmôre? Bevind jy jouself op 'n plek waar jy besluit het om ander minnaars agterna te loop? Dan wil ek vir jou sê, kom terug, kom sit weer by Jesus se voete en kom vind hom weer vanmôre. En hy sal vir jou gee dit wat ewigheidswaarde het. Hy sal vir jou gee dit wat jou sal dra.
kom op 'n plek waar jy soek dit wat ewigheidswaarde het, sodat jy geboorte kan gee aan dit wat sal lewe dra en dit in oorvloed. Mag die Here se Gees hierdie woord van vanmôre aan elkeen van julle openbaar, en waar jy jouself bevind, en watter seisoen van jou lewe dit ook al mag wees, mag hy jou kom bedien vanmôre. Mag jy vanmôre dors wees, opreg dors wees, sodat jy net 'n begeerte sal hê om by hom te gaan sit. 'n Begeerte sal hê om die brood te neem, om die drank te neem, lewende water te hê. Mag hy kom en mag hy jou versadig, mag hy die een wees wat jou versadig. Mag jy hom agterna loop. Mag jy wees soos die verhaal van, as ek reg is, ek praat onder korreksie, van Rut en Naomi, waar sy gesê het, waar jy gaan sal ek gaan, jou volk is my volk, jou God is my God. Waar jy sterwe, daar sal ek sterwe. Mag jy op 'n plek kom waar jy die Here so volg, ongeag van wat mense sê, ongeag van 'n stelsel, dat jy die Here sal volg en op 'n plek sal kom waar jy sê, Here, waar U lewe wil ek lewe, en waar U sterwe wil ek sterwe. Mag hy met julle wees. Mag hy die diepte van vanoggend se woord aan elkeen van julle openbaar. Mag sy vrede met julle wees, sy genade met julle wees, sy Gees julle omvou in hierdie dag.